Goeiemôre almal. Vandag is dit donderdag, dis die 20ste Maart, die jaar 2025. Dit is 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels rondom waarheid in God se woord. Halleluja. Wat is waarheid? Pilatus stel die vraag aan Jesus tydens Jesus se verhoor. Min het Pilatus geweet dat Jesus waarheid beliggaam. Hy is God se waarheid. Daarom kan ons in die waarheid begin leef as kinders van God. En daarom kan ons ook die waarheid uitleef. Deur leentaal te vermy en mense regverdig te behandel. Omdat die Heilige Gees God se Gees is hy die Gees van die waarheid. Hy dra die waarheid in ons lewe, gewete en denkpatrone in. Daar's heelwat verse wat ek met ons gaan deel vanoggend. Die eerste een, Psalm 15, verse 1 tot 3. Die opskrif daar: wie mag vertoef in die tent, o Here? Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen en wat met sy hart die waarheid spreek. Wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaatrede uitspreek teen sy naaste nie. Halleluja. Spreuke 12 vers 19. 'n betroubare lip bestaan vir altyd, maar 'n valse tong vir 'n oomblik. En dan Johannes 18 vers 36 en 37. Jesus antwoord: my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het dat ek nie aan die Jode oorgelewe word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Pilatus sê toe vir hom: is u tog 'n koning? Jesus antwoord: u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Ons moet luister na God se roepstem, hoe hy ons roep. Romeine 2 vers 1 tot 16. Onboetvaardigheid van die Jode, geregtigheid van God. Daarom is jy, o mens, wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging, want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy het ook wat jy ook dan oordeel, doen dieselfde dinge. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. En meen jy, o mens, wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? O, verag jy die rykdom van sy goedertierendheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierendheid van God jou tot bekering wil lei nie, maar ooreenkomstig jou verharding en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as 'n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergelde na sy werke, aan die wat deur volharding in goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe, maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn, verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eers en dan oor die Griek, maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen, vir die Jood eers en dan vir die Griek ook. Want daar is geen aanneming van die persoon by God nie, want almal wat sonder wet gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan. En almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word. Omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Want wanneer die heidene wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulself 'n wet en het hulle geen wet nie. Omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. In die dag wanneer God die verborgde dinge van die mens deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. Halleluja. Dan die laaste gedeelte, Efesiërs 1 vers 11 tot 14. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daarvoor verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk tot die raad van sy wil, dit is Jesus Christus, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus
gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van sy belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons wil U loof en prys en eer. Here, baie dankie dat U waarheid vandag in ons harte oopgebreek is, sodat ons volgens dit sal wandel in ons lewens wandel, sodat ander mense kan sien, ons dien 'n God van waarheid. Here, aan U alleen kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Halleluja, amen en amen.